Daar sê ek het die recorder aangesit. Goeienaand aan elkeen wat hier is. Baie welkom weer eens. Baie dankie dat julle hier is. Ek dink vanaand se fellowship gaan lekker interessant wees. Ek het so 'n paar goedjies wat ek wil deel. En natuurlik gaan ek eers oopmaak met gebed. Hemelse Vader, in die naam van Jesus Christus, sê ons baie dankie, Here, vir nog 'n dag wat U vir ons gegee het, Here. Nog 'n dag wat U vir ons gegee het as 'n gawe. Nog 'n dag wat by ons lewenstydperk bygevoeg is. Vader, ons is dankbaar dat ons vanaand by mekaar kan kom en U naam kan grootmaak. Vader, en kan praat oor U woord, Here, en kan praat oor die dinge wat ons sien, wat plaasvind in hierdie dae. Here, dat ons fokus op U kan plaas, Here, en weet dat ons moet waaksaam bly, dat ons moet in hierdie dae weet dat die woord sê dat U kan enige dag of uur kom. U kom soos 'n dief in die nag, Here, maar sodat ons kan gereed wees, dat ons nie in die slaap sal wees nie, dat ons nie vasgevang wees in dinge wat ons nie moet doen nie, Here, maar dat ons gefokus sal bly op U. Here, ek vra dat U seën op elkeen sal wees wat hier is vanaand, wat hierdie woord kan ontvang, Here. Ek vra U ook, Here, om ons Heilige Gees beskerming te gee, om ons ore en oë te bewaak, Here, met die Heilige Gees krag, dat dit wat ons inneem sal beskerm wees, Here, dat dit woord uit die woord sal wees, Here. Krag uit die krag, en nie uit ons eie nie. Here, want U gaan ons vooruit, Here. Vader, ek bid ook, Here, vir elkeen wat hier is vanaand, dat U hand oor hulle sal wees, dat U hulle sal sterk hou, dat U hulle waaksaam sal hou, Here. Vader, in die naam van Christus Jesus, kom ons ook na U toe en ons sê, Here, dat ons het gereed gemaak om in hierdie dae regop te kan staan en om te beweeg in die woord, Here. Dat ons het gekies om soldate te wees in U naam en om hierdie geveg te veg met U, omdat ons nie in ons eie kragte staan nie, maar in U kragte. Here, want U het ons geroep by die naam. U het ons elkeen geroep by die naam en ons behoort aan U, Here. Daarom vra ek vanaand dat die engele om ons sal wees, dat U ons sal beskerm. Here, en dat ons nie deur slegte dinge teruggehou word nie, dat ons nie kettinge ontvang en wat ons vashou terug in die wêreld trek nie, Here. Maar dat ons voetspore sal volg in U woord, in U lig, in Jesus Christus naam. Amen. So ek het daar op die wêreldnuus groep het ek nou 2 video's gedeel in hulle net. En ek het nou, vir julle wat my ken, wat baie met my gesels af en toe, hoor julle te weet, ek het al gepraat van 'n groot droogte wat gaan kom. En weer eens, onthou, ek praat nie hierdie dinge om vrees te saai nie. Maar ek sê dit juis, goeienaand Tannie Susan. Hallo Sjoerd, hallo almal. Net om Tannie ook in te lig, ons is nou klaar geopen met gebed, maar ek rekord vanaand se fellowship ook, dat mense kan luister later daarna as hulle wil. Ek gaan so 'n bietjie praat oor die hittegolf daar in Europa, wat dit vir ons beteken, en dan gaan ek ook Klaagliedere 3 daaruit lees vir ons, en dan gaan ons lekker saamgesels. So ek sien nogal uit na vanaand, en ja, so die hittegolf daar in Europa is daar tans meer as 20.000, so 17 ure terug het hulle gesê, daar is so 20.500 mense al dood as gevolg van die hitte. So die hitte is tussen 37 en 41 grade sover. En maar wat beteken dit vir Europa? Dit beteken dat, want is nou somer by hulle, so dit beteken skade aan die boere. Dit beteken skade aan crops. En soos ek nou gesê het, ek sê nie hierdie dinge om vrees te saai nie. God gee vir ons waarskuwings. En hy gee dit vir ons vir 'n rede, sodat ons gereed kan wees vir die dinge wat kom. Die woord is vol van hierdie waarskuwings, maar van ons besef deur dinge wat ons sien, wat ons oplet, en deur die woord van die Here en deur sy waarskuwings, deur drome of gesigte, dan weet ons die dinge is op pad. So vir die mense wat my nou al
vir 'n tyd lank ken, weet ook dat ek praat al vir 'n rukkie dat daar gaan 'n groot droogte kom, 'n baie groot droogte. En ek glo nie dit gaan net Suid-Afrika tref nie, ek dink dit gaan 'n wêreldwye ding wees. Want die Bybel sê vir ons, daar kom voedselskaarste in die laaste dae. 'n Voedselskaarste wat groot probleme gaan veroorsaak. So wat beteken dit vir my en jou? Dit beteken dat ons moet meer en meer op God vertrou. Want as God vir die Israeliete in die woestyn manna en kwartels gegee het, water uit 'n rots uit, wat gaan hy nie meer vir ons doen nie? So ons het nie nodig om te bekommer nie. Want ons weet, ons as kinders van God, ons wat God vertrou in alles, ons weet hy sal na ons kyk en sy woord beloof ons, daar sal nie 'n haar op ons hoof verlore gaan nie. So onthou dit. So die dinge is nie daar om vrees te saai nie, dis nie om mense bang te maak nie, maar dis omdat ons moet besef, ons moet nader en nader aan God beweeg. Hierdie hitgolwe wat nou in Europa plaasvind, is vir ons 'n teken. Dis vir ons 'n groot teken, want as ons na die vorige jare gaan kyk, ek is baie oplettend wat in die wêreld aangaan. Vir baie jare al hou ek my oog op dit as gevolg van wat die woord sê, en want ek weet daar sekere tekens wat ons moet sien. En altyd, wanneer daar 'n koue front in Engeland was, want so 'n paar jaar terug het die koue Engeland getref en ander dele van Europa, en daar was ook duisende mense dood as gevolg van die koue, want hulle was nie gereed vir dit nie. En nou tref hierdie hittegolf Europa, wat beteken, toe daai koue Europa getref het, daai selfde jaar, toe ons winter kom, was daar ook mense dood as gevolg van die koue. Veral mense wat op die straat bly, mense wat nie huise het nie, mense wat nie warm komberse het nie. En nou kan ons kyk, dit gebeur nou in Europa met die hittegolf, ons mense dood, so wat beteken dit? Ons moet gereed maak vir dit wat kom, ons moet bidend bly, ons moet God bly vertrou, ons moet meer en meer in gebed beginne verkeer. Want die woord sê vir ons, Efesiërs 6 vers 18 sê vir ons, bid te alle tye, bid vir jou medegelowiges, bid selfs in die gees. So met elke oomblik wat ons kry, moet ons bidend wees. Ons moet soos Daniel beginne bid, ons moet begin om 'n toegewyde gebedslewe toe te pas in ons lewe. Dit is wat ons moet doen, want ek gebruik dit altyd as 'n riglyn. Psalm 23 vers 4. Ons het nie nodig om enige onheil te vrees nie. Want die Here dek 'n tafel, Psalm 23 sê, die Here dek 'n tafel in die aangesig van ons vyande. En wat sê hy nog? Hy sê, al gaan jy in 'n dal van doodskade wee, hoef jy geen onheil te vrees nie. Verstaan dit mooi, al is ons in die dood, ons kyk die dood in die gesig, ons kyk die slegte dinge in die gesig wat oor ons kan kom, ons nie nodig om te vrees nie, want sy stok en sy staf, Christus en die Heilige Gees, of die Woord en die Heilige Gees, is met ons al die dae van ons lewe. Al die dae, nie net tot wanneer iets gebeur nie, al die dae van ons lewe, solank as dit ons glo en vertrou in hom. Daniel se 3 vriende, hulle het geweier om die beeld te aanbid, hulle is na die oond toe geneem, die soldate wat hulle geneem het tot daar, het by die deur alreeds doodgebrand. Nou dink 'n bietjie daaraan. Die 4de persoon was net in die oond gesien, maar by die deur waar die soldate doodgebrand het, het daai 3 vriende van Daniel nie gebrand nie. Hulle het nog steeds die beskerming gehad, al was hulle nog nie in die oond nie. God het nie die oond weggeneem nie, hy het nie die vuur geblus nie, hy het nie die mense rondom hulle doodgeslaan nie, maar hy het dit gebruik tot getuienis vir die wat hom nog nie wil ken nie. So hoeveel mense het tot bekering gekom daar? So dis waar ons moet dink. So, as jou gebedslewe, toets jou eie gebedslewe, ek wil hier niemand oordeel daaroor nie,
toets jou eie gebedslewe, jy weet hoe dit is, jy weet waar jy tekort het, jy weet waar jy kan werk aan dat, maak seker dis in orde. As jy 3 keer 'n dag bid, 5 keer 'n dag bid, doen dit dan nog meer, maak nog 'n ekstra tydjie, as jy kan. Maar doen dit met elke geleentheid. Klaagliedere 3 is 'n aansporing tot selfvernedering en gebed. Wat is selfvernedering? Selfvernedering is om van ons minder te maak, om van onsself minder te dink en meer van God en meer van ander mense, om ander mense voor ons te stel. Om onsself te verneder voor God. Die dag toe ek tot bekering gekom het, het ek myself verneder voor God. Ek het op die grond gaan lê, ek het gehuil en ek het die Here gesmeek om my te vergewe. Want ek het geweet ek het dit nie verdien nie. En kyk waar sit ek vandag. God kan enige iemand se lewe omdraai. Nou, Klaagliedere 3 begin ook so met die alfabet, Alef. Ek is die man wat ellende gesien het deur die roede van sy grimmigheid. My het hy gelei en laat wandel in duisternis sonder lig. So wat sê Jeremia? Jeremia was geroep om by konings en ander mense te gaan spreek wat aangesiende mense was. Om hulle te gaan waarsku, wat sê God, wat gaan gebeur? Die toorn van God is op pad en daar was teenstand gewees die hele tyd. En dis hoekom hy sê, vir my het God gelei en laat wandel in duisternis sonder lig, want hy was die hele tyd in moeilikheid, hy was in 'n put gegooi, hy was geslaan. Want die mense wou nie die waarheid hoor nie. Hulle wou die leuns hoor. Ja, altyd weer draai hy die hele dag sy hand teen my. Dis hoe dit vir Jeremia gevoel het op daai stadium. Dit het hom gevoel of God teen hom is, 'n gevoel of die Here hom die hele tyd wil slaan, want alles gaan net verkeerd in sy lewe. Maar hy het nie 'n keuse gehad nie, hy moes doen wat God vir hom sê om te doen. Hy het my vlees en my vel laat wegkeer, my gebeente verbreek. Hy het my met 'n bouwerk omsingel van gif en moeite. Hy het my in die donker plekke laat sit soos die wat lankal dood is. Hy het my toegemuur sodat ek nie kan uitkom nie, my koperboeie swaar gemaak. Al skreeu ek ook en al roep ek om hulp, hy laat my gebed onverhoord. Nou hierson kan ons weer 'n keer vassteek. Want hoeveel keer voel dit vir my en jou of ons gebede nie gehoor word nie? Ek voel baie kere so, baie. Ek bid hier die laaste paar weke so hard, want daar is so groot ding wat ek wil doen. Ek het so diep begeerte vir dit en dit voel vir my of die Here nie my gebed hoor nie. Dit voel vir my of daar niks gebeur nie. Dit voel of daar hierdie druk op my is. Gisteraand ek tot 3 uur vanoggend wakker, ek 6 uur vanoggend weer op. Dit is die druk wat soms met ons gebeur, want ons weet ons is afhanklik van die Here af. Ons weet ons gebedslewe maak saak. Ons weet ons gebede verander dalk iemand anders se lewe waarvan ons nie eens weet nie, of ongesiens. Hy het my weer toegemuur met gekapte klip, my paaie onbegaanbaar gemaak. Hy is 'n beer wat my voorlê, 'n leeu in skuilplekke. Hy het my weer laat wegdraai en my verskeer, my tot 'n woestynny gemaak. Hy het sy boog gespan en my as 'n teiken vir die pyl opgestel. Hy het die pyle uit sy pylkoker in my niere laat ingaan. Ek het 'n belaging geword vir my hele volk. Jeremia was uitgelag, want die Here het hom gestuur om te gaan profeteer. En daar was valse profete wat gesê het hy lieg.
wat gesê het dat hierdie dinge is nie, dit gaan nie gebeur nie. Hulle het gesê, daar kom goeie tyding, daar kom nie slegte tyding nie. En het vir hom gevoel dat hulle hom bespot. Hy sê, hulle spot lied die hele dag. So het vir hom gevoel, want God stuur hom om hierdie dinge te doen, en die mense lag hom uit, en hulle vertrap hom, en hulle bespot hom, hulle lag hom uit. Ons kan nie dink hoe het hy gevoel. Eensaam, alleen, verlate. Hy het my met bitter krye versadig, my genoeg wilde als laat drink. En hy het my die tande op grysklippertjies laat stik en byt my in die as neergedruk. Dit is amper so wat Job gevoel het op 'n stadium, so wat Jeremia hier voel. Geen vriende, geen geliefdes wat by hom staan nie, niemand wat hom glo nie, niemand wat hom help nie. Hulle bespot hom, hulle lag hom uit. En net so was dit die wêreld teen Jesus gewees, toe Jesus daai kruis dra. Vir my en jou. Daar was niemand vir hom daar op daai oomblik nie. Hy het met seer, met 'n bebloede lyf, met bloed wat nog uit sy lyf uitloop, uit die wonde uitloop, met stikkende gesig, onherkenbaar, sê Jesaja. Onherkenbaar was hy geslaan, en hy dra daai kruis in sy pyn vir my en jou. Want hierso sê Jeremia ook, en u het my siel van die vrede verstoot. Ek het die goeie vergeet. Ja, ek het gesê, my roem het vergaan en my hoop op die Here. Dink aan my ellende en my omswerwing, aan die wilde als en die gif. As my siel terdee daaraan dink, buig hy hom neer in my. Hy is so seer al, hierdie Jeremia profeet. Dit voel vir hom of sy siel al in sy liggaam neerbuig. Hy voel ellendig, hy voel, hy hoort nie eens meer hier op die aarde nie. Dit sal ek ter harte neem, daarom sal ek hoop. Maar hier kom so 'n bietjie lig deur. In daai duister, seer pyn van hom, hier kom 'n bietjie lig uit, en ek dink aan daai oomblik toe Jesus, terwyl hy die kruis dra, en hy kyk op, en hy sien daar voor lê Golgotha, hy sien daar voor is waar hulle hom gaan kruisig, en hy kry 'n bietjie hoop, want hy weet, hy's amper daar, hy's amper voldoende met dit waarvoor hy geroep is, waarvoor hy gekies is om te doen. Dit is die goedertierenhede van die Here, dat ons nie omgekom het nie. Want sy barmhartighede het geen einde nie. Sien, nou praat Jeremia nie meer van die ellende en die seer en die alleenheid nie, nee. Hy praat nou van 'n bietjie hoop. Dis soos 'n plantjie wat uit die grond uitkom, wat 'n bietjie sonlig ontvang. Hulle is elke môre nuut, u trou is groot. Hier vertrou hy weer op die Here, en nou het hy gesê, dat die Here het my vergeet. Die Here dink nie aan my nie. Nou sê hy in vers 24, die Here is my deel, sê my siel. Daarom sal ek op hom hoop. Goed is die Here vir die wat op hom hoop, vir die siel wat hom soek. Dit is goed om in stilheid te hoop op die hulp van die Here. Dit is goed vir 'n man dat hy die juk in sy jeug dra. Het Jesus nie ook gesê, dra my juk, want dit is lig. En 'n juk is mos 'n ding wat hulle om die osse se nekke gesit het, 2, dat hulle saam kan beweeg. So as Jesus vir ons sê, dra my juk, beteken dit, stap saam met my, sê hy. Is ek en jy reg om saam met Jesus te loop? Is ons saam gereed om daai houtkruis te dra? Is ons saam gereed om op te kyk na die plek van Golgotha, waar ons ook moet gekruisig word, omdat ons weet, ons is nie deel van hierdie wêreld nie. Daar waar ons weet, ons moet saam met Christus beweeg. Ons kyk op en ons kry daai hoop, net soos wat Jeremia se hoop hier deurkom.
Ons dra daai juk al van ons jeug af, elkeen van ons. Want die Here het ons geroep by die naam, nog voor ons gebore is. Ek en jy. Ons moet luister na sy stem. Laat hom eensaam sit en swyg as hy hom dit opgelê het. Laat hy sy mond in die stof steek, miskien is daar hoop. Laat hy die wang gee vir die wat hom slaan. Laat hy genoeg kry van smaad, want die Here sal nie vir ewig verstoot nie. Maar as hy bedroef het, ontferm hy hom na die grootheid van sy goedertierenhede. Jy sien, ons winter is net 'n oomblik. Ons herfs is net 'n oomblik. Dan kom die lente deur. God se ontferming, God se goedertierenheid moet deurbreek. Ons moet die lig sien, soos daai plant wat uit die grond uitkom, wat die sonlig ontvang, wat dan ons stammetjies versterk. Want nie van harte verdruk of bedroef hy die mense kinders nie. Dat hulle al die gevangenes van die aarde onder hulle voete vertrap. Dat hulle die reg van 'n man verdraai voor die aangesig van die Allerhoogste. Dat hulle 'n mens onregverdig behandel in sy regsaak. Het die Here dit nie gesien nie? Ons kla oor die onregverdigheid, ons kla oor die seer, ons kla oor die duisternis wat oor die aarde beweeg. Maar die Here sien dit. En hy staan reg om sy goedertierenheid met ons te deel. Wie spreek daar en dit gebeur? Het die Here dit nie beveel nie? Gaan uit die mond van die Allerhoogste nie kwaad, sowel as goed nie. Wanneer ons goed doen, sal ons goed ontvang, maar wanneer ons kwaad doen, gaan ons kwaad ontvang. Dit is hoe die Here is. Dit is hoe sy woord spreek. Wat klaag 'n mens in sy lewe? Laat elkeen klaag oor sy sondes. Laat ons weer naspeur en deursoek en ons tot die Here bekeer. Dis mos wat ek nou sê. Ons moet onsself gedurig deursoek. Ons moet onsself gedurig ondersoek om te kyk, is daar dalk 'n deurtjie oop vir die donkerde? Is daar dalk iets wat ons doen wat nie reg is nie? Hoekom gebeur dit? Hoekom gebeur dat in ons lewe? Is daar dalk iets wat ons verkeerd doen? Is daar dalk 'n bietjie duisternis wat ons toegelaat het, wat nie daar moet wees nie? Laat ons hart saam met die hande ophef tot God in die hemel en sê, ons het oortree en ons was wederstrewig. U het nie vergewe nie. U het u in toorn gehul en ons agtervolg. U het gedood sonder verskoning. Luister mooi. Toe Israel daar in die woestyn was, en Aaron en sy 2 seuns wat die priesters was, 'n goue kalf gemaak het die toorn van God neergekom op daai mense. En die mense wat daar in die sonde was gedood. God is ons genadiglik vandag. Hy tref ons, want hy wil hê ons moet onsself ondersoek en kyk waar ons foute is, sodat ons kan werk aan dit. Hy is vol genade, hy is vol van goedertierenheid. Hy wag en wag voordat sy toorn neerkom. Hy waarsku en waarsku en waarsku. Hy gee teken op teken op teken, sodat die mensdom tog net tot bekering kan kom. Hy gee kans en gee kans.
U het Uself in 'n wolk gehul, sodat daar geen gebed kon deurdring nie. U het ons 'n uitvaagsel en 'n wegwerpsel onder die volke gemaak. Al ons vyande het hulle mond teen ons oopgerek. Skrik en kuil het ons deel geword, ondergang en verbreeking. Hier praat Jeremia nou weer van die slegte dinge. Nou is die goedheid en die guns weer weg. Die lig wat hy gesien het, die hoop, is nou skielik weer weg, want nou skielik is daar weer dinge teen hom. Net so gaan dit in ons lewe. My oog loop af in waterstrome oor die verbreeking van die dogter van my volk. My oog vloei rusteloos weg sonder ophou, totdat die Here uit die hemel neersien en aanskou, want sy hart is seer. Hy huil nie net oor homself nie, hy huil nie net oor die dinge wat in sy lewe verkeerd gaan nie, maar hy huil vir sy medediensknegte, hy huil vir sy medegeliefdes, vir mense wat hy nie eers ken nie. Hy huil vir hulle. Sy oë is soos waterstrome. My oog gee my pyn oor al die dogters van my stad. So wanneer die woord praat van dogters, dan praat hy van lande, van dorpe, van stede. Hulle het my soos 'n voël rondgejaag, die wat sonder oorsaak my vyande is. Hulle het my lewe in 'n kuil tot niet gemaak en klippe op my gegooi. Water het oor my hoof gestroom, ek het gesê, dit is klaar met my. Hy is weer hopeloos. Hy is weer sonder hoop, hy is moedeloos. Ek roep U naam aan. Here, uit die onderste kuil, U hoor my stem, verberg U oor nie vir my ontboeseming, vir my hulp geroep nie. U kom nader die dag as ek U aanroep. U sê, wees nie bevrees nie. Ons kyk so na die storms in ons lewe, ons kyk so na die woorde van mense wat hulle oor ons spreek, dat ons vergeet dat ons is onder die hand van God die Vader, dat hy is ons beskerming, dat sy vrede moet in ons hart wees. Mense se woorde moet ons niks maak nie. Niks nie. Want die vrede van ons Christus Jesus is in ons harte. Sy vreugde wat hy ons gee is al wat saak maak. Wat die mens doen en sê, moet geen krag oor jou of my lewe hê nie. Nooit nie. U Here verdedig my regsaak. U verlos my lewe. U sien, Here, my verdrukking, verskaf my tog reg. U sien al hierdie wraaksig, al hulle planne teen my. U hoor hulle smaadrede, Here, al hulle planne teen my. Die lippe van my teestanders en hulle bedenksels die hele dag teen my. Aanskou tog hulle, sit en hulle opstaan, ek is hulle spotlied. U sal hulle vergeld vir wat hulle gedoen het, Here. U sal hulle gee verblinding van hart, U vervloeking oor hulle. U sal hulle in toorn vervolg en hulle verdelg van onder die hemel van die Here uit. Sê die woord dan nou nie vir ons, vir my en jou, wat in God glo, wat in Christus vertrou. Sê die woord nie vir ons moet stil wees en weet hy sal vir ons beklei. Ons het nie nodig om te vrees nie. Ons het nodig om hom te vertrou in al ons weë. Selfs al doen mense ons skade, moet ons luister wat God sê. Hy sal vir ons sê wanneer ons moet opstaan. Hy sal vir ons sê wanneer ons iets moet spreek. Hy sal vir ons sê wat ons moet doen. Anders moet ons stil wees en weet en vertrou dat hy beklei vir ons. Hy sal stil maak wie stil gemaak moet word. Moenie vrees nie, want hy sal na jou kyk. Al is hy in die woestyn. Hy sal vir jou sorg. Al kom die water uit die klippe uit. Al val die manna uit die lug uit. Al kom die kwartels, al kom die kraaie om jou kos te bring. Hy sal vir jou sorg. Al die dae van jou lewe. Tot sover van my kant af. As daar enige iets is van enige iemand, kom deel met ons asseblief. Net voor ek aangaan, Tannie Mariana verjaar vandag.
So ek vra nie hoe oud is die tannie nie, want 'n man mag ons nou nooit vir 'n vrou vra hoe oud is sy nie. So het my ma vir my gesê, en my ma gesê, as ek so iets doen, sal sy my met 'n pan slaan. So ek kan nie onthou of ek nou met 'n pan geslaan was nie, maar ons vra nie vir 'n dame hoe oud sy is nie. So tannie Mariana, weer eens baie geluk met tannie se verjaarsdag. Ek hoop die Here seën tannie. Ek hoop hierdie dag was vir tannie genotvol saam met tannie se kinders en dat daar nog baie jare saam met ons gespaar sal wees. Baie dankie almal. So julle, die platform is oop. Asseblief enige vrae, enige iets wat julle wil deel, as daar 'n getuienis is selfs, iets met julle gebeur het vandag wat julle met ons wil deel, dalk 'n skrif wat vir julle openbaring gebring het, die platform is oop. Ja, Jacques, al wat ek kan deel is oor hierdie hittegolwe daar in Europa en in Duitsland en so aan. Jy weet, ek praat met my seun Dewald vandag en hy het laas jaar sy mielies geplant hierso in November, Desember. Hy sê, maar wat hy nou agterkom hierdie jaar, die bome is almal in broeisels, die bome is vol broeisels, al die doringbome, die verskillende tipe doringbome wat is almal vol broeisels, en die koedekamp en die wildskamp is al daai struike en bome daar, broeisels aan, die gras is grasgroen langs die pad, en ons is nou in Augustus, die sê nie, want as dit so warm is soos nou al, en almal sê nie, hulle moenie plant nie, want dit gaan 'n droogte wees, maar hy sê, hy vertrou die Here, hy gaan al September maand begin plant, mielies plant. Ja. So ja, kom ons kyk wat daar gaan gebeur, maar as ek met my broer praat wat by die see is, hulle het nou gisterand 'n massiewe reënstorm gehad, wat hulle baie nodig gehad het, want dit is so droog daar, dat die suikerriet gaan als dood daar, so dat die suikerriet is glad nie groen nie, dis grys, als mors dood, en vandag het die wind hulle nou heeltemal verwoes, so hulle het 'n wonderlike reënstorm gehad, lekker reën gehad, 10 mm, wat baie welkom was, maar nou het die wind vandag weer gekom en alles weggewaai en geskroei en verbrand. En jy weet so, die seisoene is heel die mekaar, en ek praat met familie in die Oos-Kaap, hulle het nou gister kapok in die Oos-Kaap gehad. So 'n maand terug was daar 'n haalstorm gewees in Leidenburg. Ja, dit is baie snaaks, die weertoestande en so aan, maar ja, dit is verseker soos die woord van die Here vir ons sê, en die laaste dae gaan die seisoene heel die mekaar wees, en dit gaan net nie wees soos dit moet wees nie. Ja. Dit is maar al wat ek kan sê, dis baie warm hier by ons in die Modderpoort, dis groen, en daar het nog nie reën geval nie, maar dit lyk lieflik hierso. Ja, nee, ek stem saam met wat Dewald sê, ook dat mens moet nou nie gaan stil lê en wag, laat die droogte kom nie, mens moet aangaan en mens moet plant en mens moet werk en aangaan met dit wat mens doen. Want ek glo ook dat die Here sal kyk na sy kinders en hy sal voorsiening maak vir dit wat nodig is, waar dit nodig is. Want as hy die water uit die klippe getap het daar in die woestyn, of die bitter water by Mara soet gemaak het, toe Moses nou die hout in die water gooi, so dan gaan God dinge doen met ons gehoorsaamheid. So wanneer hy vir ons sê, gooi die hout in, dan moet ons dit doen. Wanneer hy sê, tik die klip, dan moet ons dit doen. En wanneer hy vir ons sê, daar is brood buitekant, moenie meer vat as wat jy nodig het, dan moet ons dit doen. So ek glo dit vas, ja, en die Here gaan na sy kinders kyk verseker, want sy woord beloof ons dat selfs nie 'n haar op ons hoofde sal verlore gaan nie. En dis 'n groot belofte daai. Ons moet dit net neem en vertrou. Amen, daar stem ek 100% saam. Soos ek sê, met die mielieoes van hierdie jaar, wat hulle nou geoes het, hy oes nou volgende keer die laaste klomp. En
Die oes is fantasties, dis 'n uitstaande mielieoes. En die boere het almal vir hom gesê, "Deel vir my jy's mal, jy kan nie nou plant hier, dan gaan nie reën kom nie." Toe sê oom, ek sê vir oom, ek gaan plant. Ek vertrou die Here. As jy 'n boer is, moet jy op die Here vertrou. Ja, Jy moenie luister wat die nuus vir jou sê nie. Jy moet Ja. luister wat sê hulle van El Niño en al die dinge nie. So, hy sê nee, hy worry nie wat hulle vir hom hier sê nie. Hy gaan nou verseker. Hy gaan September maand gaan hy koeg, laat die byle huil en hy gaan plant. So September, Oktober, November is dit mielies al in, dan sal dit al vroeg in Januarie kan dit al weer gestroop word. Ja. Ja. Ja, dat is waar, Pieter. Hier bij ons ook in die Weste, die blomme staan, die bergen. Het is so mooi. Maar dit is bietjie te vroeg, al die toere lyk my is nou die mekaar, want hulle weet nou die wanneer moet kom nie, dat die blomme nog so gaan lees nie. Jy weet die einde Augustus, of wanneer dit hulle moet kom nie. Gewoonlik kom hulle die einde Augustus. So ja, dit is so, ons sien die tekens van die eindtye en wat gebeur op hierdie aarde. Dit is tekens. Dankie julle. Jacques, Danny? ek bewonder so die boere as hulle so op die Here vertrou. Want hulle het maar hulle tye wat hulle saai en plant en die weer dink ek is snaaks, want ek sien hulle praat van El Niño en dat van die oseane is baie warm. Dit lyk my aan die Weskus van Amerika en Suid-Amerika. Maar jy weet, as dit die een kant warm is dit die ander kant van die wêreld ijskoud en dis snaakse weer. Maar iemand het gesê dat die Namakolandse blomme het ook vroeg hierdie jaar begin blom. Ja, Tannie Marianne het ook nou vandag gesê dat dit blom daar by hulle in Jacobsbaai, daai wêreld. Ja, nee, dit is snaakse weer en ek haal my hoed af vir die boere, dat hulle net nie moed opgee nie. Ja, verseker. Ja, nee, dat hulle vertrou. En ek dink ons hier in Suid-Afrika moet net bidend bly, want ek glo met my hele hart. Maak nie saak die uitdagings wat kom nie, ons weet dit gaan kom, maar ek glo met my hele hart dat God se hand gaan oor ons wees hier in Suid-Afrika. Hier gaan dinge gebeur dat die Christene van die res van die wêreld hiernatoe gaan kom vir veiligheid, omdat God se hand oor ons gaan wees hier. Hier gaan dinge gebeur hier by ons. Ek glo dit met my hele hart. Ek dink jy is reg. Het Yeshua gesê dat die Jode, die wat in Jerusalem is, moet vlug na die berge, soos daar in Openbaring? Ja, in Matteus 24 vers 15 is daar geskrywe dat wanneer daai goede ingestel word wat teen die tempel is, wat Daniël 9 van praat, dan of die verwoestinge waarvan Daniël praat, hy praat in Daniël 9, Daniël 11 en Daniël 12 van hierdie verwoestinge. So wanneer daai dinge begin gebeur daar in Israel, dan weet ons, dit is wanneer hulle moet vlug berge toe. So baie mense dink dat, want die woord sê daar, dat Israel gaan omsingel word deur al die nasies, maar nou praat baie mense, hulle verdraai die profesies en hulle sê, dit is Esegiel 37 en 38 profesie, wanneer Gog en Magog die heiligdom omsingel, maar dit is nie Gog en Magog daai nie. Want ek en Frank praat vandag, Gog en Magog is net die ander plek waar dit genoem word is in Openbaring 20. En dit is wanneer die 1000 jaar vrede verby is, dan word Gog en Magog losgemaak om oorlog te voer teen die heiligdom waar Christus en sy kinders is. En dan gaan die duiwel gaan ons nou vir 'n kort rukkie losgemaak word en dan is dit oorlog en dan slaan God hulle met swaal en vuur en dan is dit die oordeel. So ja, wanneer Israel omsingel word deur alle nasies, is wanneer die mense moet vlug na die berge toe. Hulle moenie eers iets vat in hulle huise nie. Hulle moenie eers terugdraai vir 'n baadjie of 'n kind of vir 'n hemp of niks nie. Hulle moet net vlug.
Dit was vir my nogal interessant dat jy so lees uit klaagliedere. Ek meen hoe. Maar met die Israelies se tempels wat vernietig was, lees hulle elke jaar 9de Av, wanneer die tempels verwoes is. Dis dis oor 'n rukkie. Lees hulle die hele boek van Lamentations. Klaagliedere, ja. Ja, daar's iets wat vandag heel dag by my opgekom het. Ja, Tommy? Ons het nou gelees van, toe ons nou Bybelstudie gedoen het ons gelees van die aardbewings en die sterre in die hemel maar die hele doel van dit alles is dat van die bevolking, baie van die bevolking gaan sterf. Ja, nog voor dit nog. Daar's 2 plekke waar daar doodkom in die wêreld en dit is in Openbaring 6 vers 1 tot 8. So hulle sterwe met die 4 perde. En dan Openbaring 9. So die eerste keer wat daar baie sterwe is 'n kwart. So daar's nou net so bietjie meer as 8 biljoen mense op die aarde. So as ons dit tel, dan 'n kwart van 8 biljoen is 2 biljoen mense wat gaan sterf in oorlog, pestsiektes en al daai tipe dinge. Dan is daar 6 biljoen wat oorbly. So in Openbaring 9 dan is daar weer 1/3 van alles wat lewe wat sterwe. So uit daai 6 biljoen uit is 1/3 weer 2 biljoen. So in die tyd van die groot verdrukking sterf daar weer 2 biljoen. So die tyd voor die groot verdrukking 2 biljoen, in die tyd van die groot verdrukking, dis hoe ek dit sien, in die tyd van die groot verdrukking nog 2 biljoen, en dit beteken dis 'n helfte van die mensdom. Maar jy weet, hierdie is nou Vader wat die dood veroorsaak met natuurrampe. Maar nou kry jy iets wat hulle noem die New World Order. Ja. En wel deur die jare al is daar mense wat dinge gedoen het om ander dood te maak. Ja. En soos Hitler het al daai eksperimente gehad en hulle het mense doodgemaak wat gebreklik was. Ja. Hulle het mense doodgemaak wat gays is. Hulle het mense doodgemaak wat nie blou oë en blonde hare het nie. Dis reg. Die Aryan race. Ja. Maar jy weet nou kyk mens daar en ek meen selfs die COVID was gemanipuleer. Dit was iets om die bevolking van die wêreld minder te maak. En ek glo ook die groot griep van 1914 ook. Ja, en measles en al daai tipe dinge is alles AIDS. Ek meen, dit is ingevoer. Ja, hulle nou met COVID tyd ook het hulle in sekere van die inspuitings het hulle AIDS gekry, soos daar's een van hulle wat van Rusland afgekom het wat die Sputnik genoem word en hulle het truise van AIDS gekry daarin. En sekere lande het daai goed gevat en dit is vir die mense ingespuit. Ons was gelukkig in Suid-Afrika, het een of ander dokter dit getoets en toe sê hy, dit gaan nie toegelaat word in Suid-Afrika nie, dit moet terug Rusland toe gaan. Maar jy weet, ek skrik so as ek dink dat mense dit aan mense kan doen, maar ek bedoel, ons eindtyd is tog ook maar 'n getalvermindering. Dis ja. Maar is dit anders? Want die een wêreldorde se plan is, hulle soek net 500 miljoen mense op die aarde. So hulle bedoelings is in 'n mate goed, want hulle sê die aarde is nou oorbevolk en hulle sê daar moet plek wees vir die diere en daar moet plek wees vir natuur. En maar dit is hulle gedagtes, dis nie van die Here af nie. So hulle wil die wêreldbevolking hou op 500 miljoen sodat hulle dit eintlik kan makliker beheer. Dis waaroor dit gaan. En wetenskaplikes sê tog dat die hele menslike ras kan in Greenland pas. Jy weet, so hulle sê daar's genoeg plek op die aarde en daar's genoeg
Daar is, want as ons so deur Suid-Afrika reis, as ons op Google Maps gaan kyk, dan sien ons hoeveel oop spasies is daar, waar daar nie eens plante is nie, waar mense kan gaan woon. Maar hulle bou juist stede, want hulle wil mense by mekaar hou, want hulle kan dit makliker beheer. En is alles oor ekonomie. Ja, nee, ek het net vandag gedink, ja, jy weet die mens doen, maar Satan se hele program, hy ken die Bybel en alles wat in die Bybel gaan gebeur, laat hy gebeur. Hy ken die Bybel, maar hy ken nie die Bybel met die Heilige Gees nie, so hy kan nie die verborgde dinge verstaan en laat gebeur nie. So ek dink God gee hom ook bevel, want as ons gaan kyk na die storie van Saul, koning Saul, het God 'n bose gees oor hom gestuur om hom siek te maak, en dan moes Dawid mos die siter gaan speel het, sodat hy kan gesond word. Net so met toe Israel nou daar in Egipte is, en hulle die dood van die eerste geborene, het die doodsengel by elke huis gaan kyk, en as daar nie bloed op die deur was nie, het hy daar ingegaan en die eerstgeborene doodgemaak. So, God stuur dit nog steeds, want God gebruik dit ook, want God se doel vir my en vir elkeen hierso is om hom te dien. Hy het ons gemaak. Hy het vir ons 'n opdrag gegee om te kyk na die aarde, om te kyk na die diere en om te sorg vir alles. En ons moet seker maak alles werk, ons moet alles versorg, ons moet die see skoon hou, ons moet die riviere skoon hou. Maar wat doen die mens? Hulle vernietig alles. En dis hoekom God waarsku en waarsku en waarsku, so sy toren kom bietjie vir bietjie uit om die mens te slaan, want selfs God stuur die skorpioene en die sprinkane in die laaste dae. In Joel 2 lees ons daarvan, die dinge wat God stuur, omdat die mense ongehoorsaam is, en dit is om ons eintlik te lei om gehoorsaam te word. Maar in Openbaring lees ons nou dat as gevolg van hierdie dinge wat gebeur, dan raak die mense eintlik kwaad vir God, en hulle haat hom en hulle vloek hom, en hulle wil net nie na hom luister nie. En dis hoekom hierdie dinge gebeur. Want God soek die mens wat tot die dood toe aan hom gehoorsaam sal wees, wat tot die dood toe hom sal volg. En dan, wat ek nou dink is, ek moet aanhou vir myself sê, dat Openbaring is oor Christus. Ja. Jy weet, en ek sukkel nou om dit in perspektief te kry. Hoe bedoel Tannie dat Christus nou die eintlike skrywer is van Openbaring? Nee, kyk, dis oor die koms van Christus. Okay. So die hele, begin die boek nie deur te sê, van Christus, of... Ja, hy begin deur te sê dat Johannes is gekies om die woorde neer te skryf, wat Christus vir hom gee om te skryf. Ja, maar ek dink die hele boek moet mense onthou dat dit gaan oor die uiteindelike, wel, ek dink oor Christus. Ja, en, dat hy gaan regeer as koning, en daar kom 'n nuwe hemel en aarde, en dan gaan ons die ewige lewe hê. En dit is eintlik waaroor dit gaan. So al daai slegte dinge het 'n goeie einde. En die goeie einde is dat ons die ewige lewe ingaan. Dis reg, nee wel. Is daar nog iets van enige iemand af? Ja, ek sien saam met saam met jou, God het die aarde geskep en ons het daar gemaak, sodat ons sy skepping oppas. En ook soos in Openbaring van ons oor Christus en oor die verheerliking van hom wanneer hy kan kom. Ja. En om sy gelowige saam met hom te vat, om in vrede saam met hom te bly. So daaroor moet 'n mens, soos ons gestel het, ons ook hier
geestesbereiding gehad, wat ons gepraat het, wat ons gesê het, ons moet aanhou op ons knie bly, ons moet en weet, ons knie moet bly, veral in die tyd, met alles wat gebeur om ons in die wêreld, en net ons dood Jesus hou, en dan het ons niks om te vrees nie. Verseker. Want dit is al wat ons kan doen, is nie vertrou op hom, en daaroor, ek praat nie oor môre nie, want môre bestaan basies nie vir my gaan het ook vandag. Vandag reg te doen, en dan sal ek nie my hoef te bekommer oor môre nie. En ek waar ek, as ek nie loop self van ek nie met ons lente werk nie, dan dit ek. En dit vir die Here, dit vir die leiding van die Here. So, Amen. Ek het geen vrees nie. As hy met die maal, wanneer het geval is, weet ek gaan saam met hom. Nee, en ek vind dit hoort elkeen sy uitgangspunt te wees. Maar dankie ook vir jou ook wel, het ons altyd baie nou pad hou, en ons leer bly. Absoluut, net so Tannie. Ja, ons kan kyk na die boek van Openbaring en ons kan besef dat Jesus het begin met die waarskuwing. En wat by elkeen van die briewe aan die 7 gemeentes geskrywe staan is, jy wat oorwin, ons moet waaksaam bly. So, dit is die opdrag, dat ons moet die slegte dinge oorwin, ons moet die duisternis oorwin, en ons moet waaksaam bly, want aan ons behoort die koninkryk. Jacques, ek het skoon vergeet die belangrikste ding, baie geluk dat die Mariana. En jy weet, ek gaan nie met 'n pan geslaan word. So ek kan maar sê, daai tannetjie klink nog so jong, spring lewendig en aan die gang en ons geniet haar. Baie geluk aan die Mariaan, wat die baie jare nog gesling word. En ja, dankie julle. Ek is vandag 75. So, ek is nie meer 'n springseeker nie. So, ou dag nog nie met 'n pan geslaan word nie. Ek is nou oud, ek is 'n ander lid. En ek is saam met die Here wat goed vir my. Amen. Wat is dit? Mooi aand, julle. Dis net beter as 'n dame vra vir 'n dame hoe oud hulle is. Nog iets van enige iemand? Dan gaan ek vir ons bid, as daar niemand is nie. Weereens baie dankie vir julle wat hier is, baie dankie vir julle ondersteuning, dankie vir julle gebede. Ek weet ons bid vir mekaar, dit is vir my baie lekker. Ek weet ons gaan daagliks op uitdagings wees en ons maar ons bly bidend vir mekaar. So ek vra julle weer, maak dit 'n fokuspunt, maak dit 'n opdrag in jou lewe, dat jy elke oggend wanneer jy opstaan, dan bid ons vir mekaar op hierdie groep. Ons bid vir die nuwe dag, ons is dankbaar vir die goeie nag agter die rug, ons is dankbaar dat ons nog kan hoor, sien en voel, en dan kan ons die dag begin, en dan in die aand, as jy daar op die bed lê sommer, die woord sê ons moet sommer daar in ons binnekamer moet ons bid. So as ek op my bed lê en ek sit my kussing my kop neer op die kussing, dan begin ek ook bid. En ek sê vir die Here dankie vir die dag, en ek sê vir die Here dankie vir die nag, en ek sê vir die Here dankie vir die dinge wat kom, en ek sê dankie vir elkeen wat hier is, en ek vra die Here se seën oor elkeen, en ons moet dit regtig 'n fokuspunt maak, dat ons dit 'n toegewydheid maak in ons lewe, dat ons dit kan toepas, want ons het dit nodig, want die aanvalle gaan daar wees, en die duiwel val nie die kinders van hom aan nie, die wat hom volg nie. Hy val ons aan wat in die lig wandel. Want die duisternis sien die lig. Die lig staan uit in die duisternis, so ons moet weet, en dit moet ons nie bang maak nie. Ons weet ons staan in geloof, en ons weet ons staan in die Here se krag. En wanneer ons swak is, dan is hy ons krag, en ons gaan daai hê wat ons swak voel. Ons gaan daai hê wat dit voel of ons gebede in die wolke vaslaan, soos wat Jeremia sê. Maar ons gaan ook daai hê waar ons voel dat die Here se goedertierenheid kom oor ons lewe. Ons gaan voel dat sy genade is daar, en ons gaan voel dat daar is lewe in ons.
Maar dit is maar die seisoene. Sê wie, Jacobus? Koos, skies my maatjies aan. So dankie julle wat hier is, dankie vir julle ondersteuning, ek waardeer dit regtig. En ek glo en vertrou dat elke keer wat ons hier is, dat daar is 'n openbaring in jou lewe wat plaasvind en dat dit vir jou geestelike voeding is. Hemelse Vader, ek dankie. Ek dankie vir die liefde, vir die genade, vir die openbaringe. Vader, ek dankie vir elke dag, soos Tannie Mariana vandag se verjaarsdag is, dat daar nog 'n dag in haar lewe is, dat sy 75 jaar op hierdie aarde kon wees, tot vandag toe, Here, dat ons weet dat dit is genade, en dit is omdat U woord sê ook, Here, dat ons wat goed doen, ons wat na ons ouers kyk, ons wat ons ouers eer, dat daar jare by ons lewens bygevoeg word. Vader, en ek dankie daarvoor, ek dankie dat U woord waarheid is, Here, en dat ons dit kan sien. Vader, en dat ons weet dat ons is in U, Here, en dat U lewe is in ons, Here, dat U lewende water is deur ons. Hemelse Vader, en ek dankie daarvoor, ek dankie vir die genade, ek dankie vir die kruis, ek dankie vir Christus se dood en opstanding, dat ons deur hom kan lewe, dat ons deur hom die ewige lewe kan ingaan. Vader, ons is dankbaar dat ons vanaand by mekaar kan wees, want ons weet ook dat dit is genade, en dat U ons toevertrou om hier by mekaar te kom en in een liggaam te kan praat, en om oor dinge te praat oor U woord, Here, wat ons bou en nie afbreek nie, Here, want ons weet U woord is kragtig, U woord is waarheid, en ons leef in U, net soos wat U in ons lewe, net soos wat Johannes 17 ons leer, die gebed van Christus, dat ons is een met U, Here, en U is een met ons, omdat ons op U vertrou, en omdat ons getrou wil bly in U. Maak nie saak wat in ons lewe gebeur nie, al het ons afdaal, al voel ons gebroken soms, al voel het of ons gebede in die wolke vaslaan, weet ons, Here, op die regte tyd antwoord U ons, op die regte tyd kom die goedertieren uit deur, op die regte tyd slaan ons hoop oop, omdat ons weet ons hoop is op U, Here. Vader, ek vra dat U saam met elkeen sal gaan vanaand, Here, waar hulle gaan rus, waar hulle gaan slaap, Here, dat U hulle sal veilig hou, dat die engele om elkeen se huis sal waak, en dat ons môreoggend weer met nuwe moed, nuwe krag kan opstaan. Here, ek bid, Here, vir Jakobus se 2 dogters. Here, U ken die issues daarso, Here, en dat U die deure sal oopmaak, Here, en dat U die hulp sal bring waar die hulp nodig is. Here, ek bid ook vir Tannie Mariana se rug wat seer is. Here, dat U haar sal aanraak, dat U haar sal genees. Vader, vir elkeen op hierdie groep, waarvan ek dalk nie weet van 'n pyn of 'n siekte nie, Here, dat U elke siekte sal genees, elke pyn sal aanraak, Here, dat U die gebeente sal genees, dat U die kieme sal doodmaak. Here, dat U woord is lewe, en U liefde is krag in ons. En daarvoor dank ons U, Here, in Jesus Christus naam. Here, ek vra U ook, dat U ons sal vergewe vir enige sonde in ons lewe. Soms doen ons dinge sonder om te dink, Here, en na die tyd dan voel ons sleg. Here, daarom vra ek U, vergewe ons, net soos wat ons ander vergewe, Here, want ons weet as ons nie ander vergewe nie, U ons nie kan vergewe nie. Daarom is ons voor U met 'n rein hart, 'n rein gewete, omdat ons weet ons wandel op die pad wat U vir ons gee. Bly in ons lewe, Here, laat U lig op ons voete skyn vooruit, in Jesus naam. Amen. Daarmee sê ek, Shalom. Mag julle elkeen 'n rustige aand hê, mag die vrede van die Here oor julle wees, en mag sy lig oor julle skyn, in Jesus naam. Goeienaand almal, goeienaand rustige almal, geseënde aand. Goeienaand vir almal. Nag almal, lekker slaap. Dit is 'n groot dankie vir.